gekom het om saam met ons 'n uur in die woord te spandeer. Ek wil by die geleentheid heel eers net sê, baie dankie pastoor, Boet, vir jou en jou leierskap, die kerkraad, vir almal van julle. Pastoor, baie dankie vir die uitnodiging, en ek vertrou die Here, dat hierdie dae baie vrugbaar saad in die koninkryk sal wees vir die gemeente. Seker. Wil julle maar net kyk of hy anders? Jawel, kan julle my hoor? Daar's hy. Is dit beter? Baie dankie. Vriende, en ek moet erken, ek is eintlik jammer ons kom aan die einde vanaand. Dit was vir my werklik 'n groot voorreg. Pastoor, baie dankie vir julle almal, vir julle liefde, vir Johan, en almal wat ons met so gulhartigheid ontvang het. En selfs daar by die plaas, waar ons gewees het gister, was vir ons 'n baie groot seën gewees. Vriende, ons kom aan die einde van 'n reeks, waar ek gevra was om oor die eindtyd te praat, maar dis nie die einde van my koms na Namibië toe nie. Ek en pastoor Boet het vandag gepraat, en ek sal van die Firewall evangelisasie opleiding, glo ek nog deur die loop van die jaar, hierso by julle kom doen in Namibië, verskeie plekke, want dis wat ek ook doen vir Church of God World Missions, en so, ek het die Here, baie dankbaarheid teenoor die Here. En die onderwerp wat ek gevra was om te praat rondom die eindtyd, en het was ook vir my gevra dat ek einde ten laaste, die laaste aand, 'n bietjie tyd sal spandeer om te praat oor daai twee manne wat binnekort in die wêreld hulle opwagting kom maak. Die anti-kris en die valse profeet. Die verskyning van daai twee manne bring die wêreldtoneel soos ons dit vandag ken tot 'n einde, omdat Jesus Christus hulle gaan konfronteer deur self uit die hemel uit te kom. En gewoonlik dan, julle sal dit nou nie weet nie, maar ek stuur gewoonlik 'n lys vir die pastoor en sê, dis onderwerpe wat ek graag hanteer wanneer ek oor die eindtyd praat, en watse onderwerpe voel jy sal vir jou gemeente of jou gemeenskap tot seën wees. Toe dink ek vandag, pastoor Boet, aan die prediker. Dit is 'n jong pastoor wat in Kentucky, ek en my vrou het 'n paar jaar gelede deur Kentucky gereis op pad Tennessee toe. Miskien was jy ook al deur Kentucky. En die van julle wat miskien sal weet, Kentucky is baie bekend vir sy perde. Hulle teel met perde daar in die VSA. En ek was met vergaderings in Indianapolis, en na my vergaderings toe reis ek nou na my vriend Ronnie daar in Tennessee, in die Smokies, waar die Cherokee Indians is, en natuurlik op pad moet ek nou deur Kentucky reis. En later sou ek leer van die pastoor, wat sy heel eerste beroep na gemeente in Kentucky kry. En die jongman is aan die brand. Ek bedoel, hy is vol van die Here, en hy voel maar, dit is sy eerste kans, en hy gaan sy beste gee. So sy eerste Sondag bedien hy, en hy preek toe oor die sonde van perderesies en dobbel. En hy pak net uit, en hy vertel net hoe onaanvaarbaar dit vir die Here is. En na die tyd, toe sê die kerkraad vir hom, ag, pastoor, sal jy omgee, om ons net gou hier agter in die bidkamer te ontmoet. En hulle sê vir hom, pastoor, baie van die mense in ons gemeente het perdeplase, en hulle teel met perde, en jy kan nie dit preek nie. Hy sê, broers, ek vra julle groot om verskoning, dan sal ek nou nie daaroor praat nie. En die volgende Sondag, toe pak hy nou uit oor drankmisbruik, en hy voel dat dit is regtig onaanvaarbaar. En na die diens, so sê die kerk dat, ag pastoor, kan jy ons asseblief net kom sien? Nou die kerk het my nog nie ingeroep so ver nie, maar in elk geval, en hulle kry hom toe daar in die bidkamer, en hulle sê vir hom, luister, weet jy van die Kentucky Bourbon? Ek bedoel, ons is bekend daarvoor, in die hele Amerika, en hy sê, broers, ek onderneem, ek sal nie meer preek teen dit nie. In die derde Sondag, toe besluit hy, wel, hy gaan maar sy beste doen, en hy gooi dit, en hy preek teen die sonde van rook. Vir hom is dit 'n verskriklike ding, en hy pak toe nou maar uit daaroor, en die kerkraad sê, ag pastoor, ons moet jou regtig weer sien. En hulle sê, maar jy moet onthou, die helfte van jou gemeente werk in 'n tabakfabriek. Ek bedoel, jy wil tog nie die helfte van jou gemeente verloor nie. En hy staan so die jong pastoor, en hy kyk so na die kerkraad, want ek bedoel, hy is nou raad op. Hy sê, wel broers, dan moet julle maar sê, waaroor moet ek preek? En nou so rukkie toe sê, een van die diakens, hy sê, pastoor, ek stel voor, jy moet preek teen die fariseërs, want ons het nie sulke mense in ons gemeente.
Pastor Boet, ek gaan nie preek oor die Fariseërs nie. Totdat ek nou dink oor die temas wat ons ooreengekom het om hier te praat, en gelukkig is een van hulle nie, kom ons praat oor die Fariseërs nie. Want hierdie gemeente het ons nie Fariseërs nie, right? Ek wil die gemeente hier langs aan, ek weet Chumep het, en Otjiwaronge, maar hier, dit is nie hier nie. Ek sien die pastoor, hy bedui die gehoor uit, so ek wil nou versigtig wees. So vriende, vanaand in ons laaste aand, ek het nou baie gepraat, en natuurlik jy kan ook baie van die materiaal moes maar die goedjies kry. Maar die een vraag wat, weet jy wat het baie mense al vir my gevra die afgelope tyd? Is die anti-Kris en die valse profete bedreiging vir die kerk van Christus? En my antwoord is, dit is onmoontlik. En ek sal jou sê hoekom. Want as jy gaan kyk na die tye van die nasies, en ons praat hierso oor Daniël se 70 weke, Babylon, Medo-Persië, Griekeland, die Romeinse Ryk. Julle moet onthou, as jy nou vir my sê, as ons praat oor die anti-Kris en die valse profeet, waar pas hulle in God se profetiese oorlosie? Maar kom ek vertel jou iets. Koning Nebukadneser was die eerste van die heidense konings oor Israel. Hoekom? Want hy het Israel in ballingskap weggevoer. Die laaste koning wat kom tydens die 10 tone van die beeld van Daniël, is die anti-Kris. So in ander woorde, die klipkoninkryk van Christus gaan die beeld, sê die Bybel in Handel in Daniël 2, verpletter die beeld en begin by die 10 tone en dan verbrysel hy die hele beeld. Dit wil dus sê, ons weet dat die anti-Kris verskyning is in die dae wanneer hy 10 konings hulle koninkryk gevorm het, volgens Openbaring 13 en Openbaring 17, dis baie duidelik. So wat ek wil sê is, dat daai manne gaan hier kom verskyn. Maar nou is die vraag natuurlik, maar waar is die kerk? Wel, jy kan duidelik sien wat het gebeur. Want hierso het Christus Jesus vir ons aan die kruis gesterwe, en hier is ons in 'n profetiese gaping. Hierdie tydperk, die kerkera, is bekend as 'n profetiese gaping, want die Ou Testament is hierdie ouens, hulle het almal niks daarvan geweet. Almal wat geleef het vir 4000 jaar, voor Jesus se kruis, het nooit geweet van die kerk van Christus nie. Ons lewe waar jy die groen blok sien, hier's die kerk. Dit is ons tydperk op die aarde. Maar ek bedoel, die kerk moet tot 'n einde kom, sodat hierdie 10 konings op die einde hulle opwagting kan maak, hulle verskyning met die laaste heidense koning. Want onthou, die koninkryke eindig met Christus se verskyning. Kom ek terloops vir jou iets sê. Het jy geweet dat die gravitasie, en ek praat nou van die swaartekrag van goud, is 19.3. En die van silwer is 10.5. Kyk wat gebeur. En van brons, van koper, is 8.5. En van yster is 7.3. En van klei 1.9. Van goud na modder. Dis hoe God sê die koninkryke van die wêreld is. Van goud na modder. Daar's alles. So alles wat jy sien wat in die wêreld uitgespeel die afgelope 2600 jaar is van goud na modder. Dis God se beskrywing. Dis die beeld wat God van Nebukadneser, 'n heidense koning, in 'n droom gegee het. En ek en jy vandag, ons kan sien wat hier gebeur het. Hierdie koninkryke het geword 'n uitgestelde koninkryk. Want onthou, die 2 bene spreek van die Romeinse Ryk, van yster. En dit weet ons, selfs jou Romeinse reg, in ons regstelsel vandag, gebruik ons nog steeds, selfs ons eie regering, gebruik die Romeinse reg. Dit is die wat ons in die westerse wêreld gebruik, selfs tot vandag toe, die Romeinse reg. Maar nou weet ons, wanneer die voete van klei kom, van yster en klei meng nie. So wat jy sien in wêreldse koninkryke, in my boek Daniël daar agter, dan leek dit vir jou uit. En wat jy sien is yster en klei meng nie. So wat besig is om te gebeur voor ons oë vandag, as ons kyk na die wêreld om ons en wat in die wêreld gebeur, en ons kyk na wêreldkoninkryke, dan sien jy byvoorbeeld Rusland, vir Putin. Ek bedoel, dat Rusland begin om te verrys in die laaste dae, is deel van Bybelprofesie. Esekiel 38 en 39 praat ons van Ros, Mesig en Tubal. So ons kyk na Europese lande, ons kyk na Duitsland, en soos wat ons gaan kyk na hierdie ander lande, en selfs as ons kyk na Syrië, ek bedoel, Bashir al-Assad, hy's moeg, hy's weg, hy het gevlug uit sy eie land uit, Syrië is stikkend, ons almal weet dit, afgelope paar maande gebeur. En as jy kyk na Cuba, met Miguel Diaz, as jy kyk na Kim Jong-un
van Noord-Korea, wat met die tweede, derde meeste atoombomme in die wêreld sit, wat eendag een of ander tyd wil atoombom oorlog in die wêreld ontketen, en jy kyk na Eritrea, jy kyk na lande soos China. Ek bedoel, al hierdie koninkryke in die wêreld wat beweeg, maar vir ons wat belangrik is die koninkryk van die Antichrist. Want die koninkryk van die Antichrist is wat ons in belang stel. Want dit het nie te doen met Suid-Afrika, met Noord-Amerika en met die Verre Ooste nie. Hierdie koninkryke het te doen, as jy gaan kyk, die Babyloniese ryk, Medo-Persiese, Griekse en Romeinse ryk, weet ons waar hulle allemaal is. Al wat jy nodig moet doen, gaan biblioteek toe, gaan maak jy die boeke oop, dat jy mooi gaan kyk. Die Romeinse ryk, waar dit was, die Griekse ryk, waar dit was, Medo-Persië, en selfs die Babyloniese ryk. Wanneer jy gaan kyk, dan weet ek en jy, die kookpot van al die koninkryke, waar die middelpunt van die Antichrist se heerskappy gaan wees. Openbaring 16 praat van die koninkryk van die dier. So as jy vir my sê, waar is al hierdie koninkryke vandag? Dan sê ek, dis juis wat vandag besig om te gebeur. Want al hierdie koninkryke vind gestalte in 10 koninkryke wat aan die einde van die dag kom. In Openbaring 17 sê, God gee dit in hulle hart, om hulle koninkryk, hulle mag en hulle heerskappy vir 1 uur lang, 'n kort tydjie, aan die dier, die Antichrist oor te gee. So God gaan iets doen, waar al hierdie koninkryke gaan sê, kom ons werk saam. Op die oomblik, kyk 'n bietjie gou in Europa, wat het gebeur? Engeland was deel van Europa, nou sê Engeland, nee, ons wil nie ons Engelse pond laat vrygaan nie, vir 'n euro nie, en nog minder wil ons identiteit as 'n Engelse volk verloor. So ons Brexit. Ons is uit. Hulle was eers deel, nou is hulle uit. Nou te weer ander lande wat weggebreek het, jou Balkanlande, Hongarije, Roemenië, jy praat van die Oekraïne, en hierdie ander lande, hulle sê, ons wil niks met Rusland te doen nie, toe die Ystergordyn val, in 1991, toe is al die lande losgeskeer van die ou Russiese Republiek, maar hulle was jare terug alles deel van Rusland, en Putin sê, nee, ek wil julle allemaal terug hê. Hoekom dink julle het hy Krimerië ingeval? Nou wil hy die Oekraïne, onthou die ouens in die Oekraïne praat allemaal Russies, deel van Rusland. Maar hulle sê nie, ons wil niks met julle te doen hê nie, en Rusland sê nie, in die ou dae as julle deel van ons. Jy sit selfs met Noorwe, en jy sit selfs met Swede, daai lande in die ou dae, daai kantlande wat jy daar sien bo, by naby die Bering See, en in die bokant, in die booloop van Europa, was alles deel van Rusland. En Rusland sê, we want you back. So wat het ons vandag? Jy het lande, hulle meng nie met mekaar, want yster en klei meng nie. Maar wat 'n land is vir ons belangrik? As jy op die kaart gaan kyk, Noord-Afrika, Suid-Europa, die Midde-Ooste. As jy al daai lande vat, ek hulle so omarm, en ek bring hulle almal so by mekaar, dan sluit dit al hierdie koninkryke in wat jy hier sien, in 'n herleefde vorm. So in die laaste dae sal hierdie koninkryke begin opstaan. Wat interessant is, dat wanneer jy gaan kyk, die ooste en die weste van die Romeinse ryk, is waar Italië is. Onthou julle die hakskoen van die vrou, die hakskoen Italië, 5 is aan die kant van die ooste, 5 aan die kant van die weste. So jy 2 kante, 5 koninkryke, 5 koninkryke. Wat jy eintlik sien is, jy sien in die Suid-Europese lande, jy kyk na Engeland, jy kyk na Frankryk, jy kyk na Duitsland, en Luxemburg, en baie van die lande, en jy gaan af met Spanje, dan kom jy by Marokko, Tunesië, Algerië, Libië, Egipte, dan kom jy om by Saudi-Arabië, onder by Jemen, en jy kom oor Iran, Irak, die ou Persiese, en jy kom oor, en jy buig om, en jy kom terug by Turkye, Klein-Asië in jou Bybel. Al hierdie lande was deel van al hierdie ryke in een gevorm. So wat ek en jy vandag sien, is die stryd van hierdie lande om hulle self te posisioneer. So ons weet dat ons het gekom aan die einde van die beeld van Daniël, wat beteken ons is in die einde van die tye van die nasies. Want as die wegraping vanaand sou plaasvind hier, dat die kerkera tot 'n einde is, as die wegraping hier plaasvind, al wat oorbly is die 7 jaar van die heidense koninkryke. En 3,5 jaar gaan die Antichrist sy mag wil vestig, waar hy beheer neem van al hierdie lande. En die oomblik as hy in beheer is van al hierdie lande, dan sal hy vir die laaste 1260 dae, 42 maande van wêreldgeskiedenis van die tye van die nasies
want hy die scepter swaai. En hy is die laaste heidense koning wat gaan kom. So wanneer ek en jy hierna kyk en ek wil met jou praat oor hierdie twee manne wat kom, lees ek in my Bybel, dat die Bybel sê in Openbaring. Nou kan jy, as ek dit nou vir jou lees, sal dit vir jou heeltemal oopval. As ek jou byvoorbeeld nou Openbaring 13 toeneem, daar staan Openbaring 13, en jy moet ook onthou, ons lees nou in Openbaring 13, want in Openbaring 12 lees ons is nou in die middel van die 7 jaar groot verdrukking. Hoe weet ek dit? Want Openbaring 12 sê, en dat hy het hulle onderhou 'n tye en 'n halwe tyd. Nou ons weet dat 'n tye en 'n halwe tyd in die profesie van Daniël is 42 maande of 1260 dae. Dis wat die Bybel vir ons leer. So nou weet ons, die laaste 3,5 jaar, daai tydperk van die 7 jaar groot verdrukking, voordat Jesus Christus fisies terugkom na hierdie wêreld toe, is daar 'n baie interessante ding wat gebeur. Hier staan, ek het 'n dier gesien soos 'n luiperd. Alexander die Grote, Griekeland. En hy pote soos die van 'n beer, Medo-Persië. En hy het 'n bek soos die bek van 'n leeu, Babylon. Maar ek het die dier gesien, die Romeinse ryk. So hy sien aan die laaste 3,5 jaar van die tye van die nasies, sien hy al hierdie koninkryke wat hier by mekaar kom, want hulle 10 horings, en dit korrespondeer met die 10 tone, en die staan in Openbaring 17, hy sê die 10 horings wat jy gesien het, God het in hulle hart gegee om sy bedoeling uit te voer, en sy heerskappy, dat hulle eensgesindheid, nou eers, hulle sal hulle krag en hulle mag oorgee aan die dier, vir 1 uur lang. So vir 'n kort tydjie gaan God gee, dat al hierdie koninkryke wat ek en jy vandag sien, wat so met mekaar stry en beklei, want yster en klei meng nie, God gaan in een oomblik met sy gees en die leiers van die president en konings van die lande werk, hulle almal gaan sê, wag 'n bietjie, kom ons staan saam, onder hierdie een man se mag. So vriende, wat ek vir jou wil sê is, daar is nie vrede in die Midde-Ooste nie, want daar is nie 'n antwoord nie. Maar die Antichrist gaan 'n verbond sluit, sê Daniël 9 vers 27, vir 1 week lank, die profetiese week, die laaste week. Want jy moet onthou, Jesus Christus is gekruisig aan die einde van die 69ste week, toe die 62 plus die 7, daai 7 plus die 62, 69 weke, toe kruis hulle Jesus, kruisig hom. Eintlik wat moes gebeur het, is dat as hulle Jesus nie gekruisig het, dan beteken dit 7 jaar later, dan sou hierdie tydperke alles vervul geword het, en sou ons oorbeweeg het in die 1000 jaar vrederyk. Want Israel skuld God 490 jaar. En 7 jaar, voordat dit verby was, toe kruisig hulle die seun van God. En God sê, en toe kruisig julle my seun. Ek dryf julle uit julle land uit vir Israel. En nou is hulle uit hulle land uit vir bykans 2000 jaar. In 1948 is teruggekom in hulle land. So wat ek en jy nou sien is, in die plek van daai gaping, daai profetiese gaping, tussen die 69 en 70ste week, sien ons die kerk, as alles deel van God se plan. Hy het net nooit vir hulle vertel in die Ou Testament. Dis waar ek en jy vanaand in spel kom, want ons is deel van die kerkera. Daniël kon dit nie sien nie. So wat hy nie gesien het nie, is die 7 weke en die 62 weke en die laaste week, die 70ste week, dat tussen die 69ste week is daar 'n groot gaping, 'n profetiese gaping, dit nooit raak gesien nie. Daai periode skep die kerkperiode, want toe Jesus gekruisig is, toe sê hy nie, gaan na die verlore skape van Israel nie. Toe Jesus sy bediening begin het, 3,5 jaar van tevore, toe sê hy vir sy apostels, gaan na al die verlore skape van die huis van Israel. 3,5 jaar later, toe sê hy, nee, kom hier so, toe hy die dood uit opstaan, hy sê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Wat het gebeur van 3,5 jaar terug? Gaan net na die verlore skape van die huis van Israel. Skielik is dit nou, nee, gaan die hele wêreld in. Na alle nasies, volke en tale. Hoekom? Want Jesus wou gehad het dat die volke moes aanvaar. As die volke hom aanvaar het, dan kon hy sy koninkryk uitgeroep het, maar toe kruisig hom. Want dit was alles deel van God se plan. Was 'n bona fide aanbod. Jy kan vir my sê, maar as die Here dit gedoen het, sou hy nooit 'n kruis gewees het. God het geweet hulle gaan sy seun verwerp. Hy het alles geweet.
So dit bring vir my vanaand om met jou te praat vir 'n paar oomblikke oor die anti-kris en die valse profeet. En hier is die vraag wat ek die meeste mee ooit te doen kry. Almal wil by my weet, lewe daai 2 perde op die oomblik? Waar is daai 2 manne? Waar dink jy is hulle? Kom ek vra jou vraag. Glo jy dat daar 'n moontlikheid dat die wegraping kan hierdie jaar of volgende jaar of in die volgende 2, 3, 4, 5 jaar of in die volgende 5 of 7 jaar plaasvind? Dink jy dis moontlik? Sê my met my saam, daar's 'n moontlikheid? OK? Nou as dit bestaan, waar is daai 2 manne dan nou? Hulle loop iewers op die aarde rond. Hulle is klaar hier. Die volgende vraag natuurlik is, weet hulle die 2 dat hulle die anti-kris en die valse profeet is? Dis 'n oop vraag. Want jy sien, die Bybel sê in 2 Tessalonisense 2 dat hulle verskyning het te doen met die anti-kris, se verskyning met Satan se bewerking. Ek lees vir jou. Julle weet van die mens van sonde, die teestander, wat hom verhef bo al van God, en in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is. Nou weet ek, dat hierdie een wat kom, wat oor al hierdie koninkryke gaan wees, hy gaan in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. Dit gaan hy doen in die groot verdrukking, in daai 7 jaar termyn, daar staan, hy wie se werking is, volgens die Satan, met allerhande kragtige dade, tekens en wonders van die leuen, en alle verleiding en ongeregtigheid, aan hulle wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het. Mense gaan verlore, want hulle die waarheid nie aangeneem het. So wat ek aan jou wil stel is, dat die anti-kris en die valse profeet, heel waarskynlik, springlewendig, vandag, op hierdie wêreldtoneel is. O ja, baie mense sal sê, ek weet wie dit is, dis die paus. Janian sê vir my, iemand bel my, ek sê, Pastor Raymond, ek weet wie is die anti-kris. Ek sê, vertel my, hy sê Donald Trump. Ek sê, gaan slaap. Ek sê, wat se nonsens praat jy? En die ander sê, nee, dis Putin van Rusland. En dan oudbel, hy sê vir my, nee, dis Xi van China. En ek sê, jy moet ophou met julle nonsens, ons het 'n Bybel, so ons moet na die Bybel gaan kyk. So, vriende, wat ek net vir jou wil sê is, ons het hierdie ander vraag, is dit belangrik dat ek en jy weet wie die anti-kris is? Wat wil jy met anti-kris te maak as jy vind, gaan jy hom skiet? Gaan jy die anti-kris doodmaak? Jy kan mos nie Bybelprofesie tot niet maak nie. So ek bedoel, wat gaan jy probeer doen as jy nou weet wie hy is? Wat maak dit saak wie hy is? Kom ek het julle vertel, dit skeel my min wie dit is. Want ek het nie 'n saak met hom nie, want die anti-kris het niks met die kerk van Jesus Christus te doen nie. Inteendeel, Paulus sê, dis die kerk wat hom teehou dat hy nie kan verskyn nie. Die anti-kris kan juis nie verskyn, want ek is hier en jy is hier. Want ons sal hom in die hele wêreld openbaar. So vir die anti-kris om suksesvol te wees, moet ons almal wat die waarheid ken, moet van die aarde weggeneem word, anders sal God se plan nooit kan vervul word nie, want ons sal in die hele wêreld openbaar wie die anti-kris is. So die wêreld, hulle weet nie wat vir hulle wag nie, daar kom 2 manne, en ons weet dat hulle verskyning gaan geweldige impak hê. So, laat my net toe gaan vir 'n paar met iets te sê oor hierdie eerste persoon, die anti-kris. Die Bybel het meer as 25 titels en beskrywings van hierdie persoon. Meer as 25. As jy al die profeseë gaan bestudeer, maar wat aangrypend is, as jy kom by 1 Johannes hoofstuk 2, en 2 Johannes, kan jy dit glo, ver in jou Bybel, net voor die boek Openbaring, net voor Judas, diep in jou Bybel verborge, word daar vir ons vertel, julle weet, dat die anti-kris eendag sal kom. Die Bybel noem hom, die anti-kris. Maar nou sê Johannes, maar die gees van die anti-kris is reeds in die wêreld. Hoekom? Want dit is alles wat teen Christus is reeds in die wêreld. Hy sê, maar dat die hoofletter anti-kris kom, op die tyd wat God bepaal het, is vas en verseker in Johannes 2 vers 18. En die beskrywings wat ons het van hierdie persoon van die anti-kris wat kom,
wat ek sê, die kerk het nie nodig om te weet wie hy nou is nie, en mense wat hulle graag so wil besig hou. Ek weet mos, dat hy kan eers aan bewind kom, wanneer hy die 3,5 jaar, nadat daar 'n vredesooreenkoms is. Nou, die feit dat Donald Trump dit reg gekry het om die Abraham Accords tussen Israel, Benjamin Netanyahu, en Saudi-Arabië, en met Doha, en met 'n paar Arabiese lande, reeds kon beding het, stel vir ons groot gevaar. Want daar's klaar sekere Arabiese lande, wat 'n ooreenkoms geteken het, ons wil nie oorlog met Israel hê nie, en ons erken Israel as 'n staat. Dit het nog nooit gebeur, van 1948, maar in die afgelope paar jaar, het dit plaasgevind. So, wat ek vir jou net wil sê is, agter die skerms, is daar klaar sprake van sekere vredesooreenkomste tussen Israel en sekere Arabiese volke, wat die nageslag van Ismael is. Wat vir ons sê, dat daar's klaar pogings wat aangewend word vir vredesinisiatiewe. En natuurlik het Hezbollah en Hamas onder die druk van Iran losgetrek met groot gevaar vir Israel, wat die hele Abraham Accord nou in gevaar stel. So die oomblik toe Iran sien, dat sekere Arabiese lande teken vredesooreenkomste met Israel, toe sê vir Hamas, julle moet gereed maak, val in, ons gee vir julle die wapentuig, ons help vir julle, en ons help vir Hezbollah. En op daai oomblik, het Iran, Hezbollah en Hamas, het almal begin met 'n oorlog teen Israel. Julle het almal gesien, julle weet presies waarvan ek praat. Hoekom het dit nou gebeur? Want 2 jaar voordat Hamas Israel ingeval het, was die Abraham Accords geteken. So wat ek vir jou probeer sê is, ons leef in die mees interessantste tye van die wêreld. En dat die Antichrist dan genoem word, die gruwel van die verwoesting, Jesus sê, wanneer julle die gruwel van die verwoesting in die heiligdom in die tempel sien staan. So die leier van al hierdie koninkryke, wanneer hy in die tempel gaan staan, moet julle weet, die skrif is aan die muur. Maar vriende, hy sê, waarvan die profeet Daniel gespreek het, Daniel het gesê, dat in die middel van die week, gaan hy slagoffer en spysoffer laat ophou, Daniel 9 vers 27, so wat ek en jy weet, is dat hierdie persoon dat kom, gaan homself God maak. Daarom noem die Bybel om die mens van sonde, of in die boek Openbaring, die dier. Waar kom hy vandaan? Deur die inspirasie van Satan. Want onthou, Satan beplan al die jare, al vir 6000 jaar, om sy man op die wêreldtoneel te kry. En so hy is nou op die vooraand om die hele wêreld voor te berei en die hele wêreld te bedrieg en te mislei deur sy man op die wêreldtoneel te bring. So waar die Antichrist sy verskyning gaan maak, binne in hierdie koninkryke, sodat niemand jou mislei nie. Die Antichrist kan nie kom uit China nie. Hy gaan nie kom uit Suid-Afrika, dis nie Ramaphosa nie, dis ook nie julle uit Namibië nie, dit is nie Noord-Amerika nie, dis nie Latijns-Amerika. Hy kan alleenlik uit hierdie koninkryke kom, hy kan van geen ander plek op aarde kom nie. En sy vredesinisiatiewe moet deur daai koninkryke gesluit word met Israel, wat net 3,5 jaar gaan duur, wanneer dit gebeur. En so, waar hy sy mag vandaan kry, die Bybel sê volgens die werking van die Satan. Ons is dit hier sien Openbaring, hoofstuk 13 na staan. En die dier het sy mag ontvang van die draak. Die draak, Openbaring 12 sê, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, die draak. So Satan het 'n man op aarde gekry en hy gee al sy mag aan daai man. Kan jy dink hoe gaan dit lyk wanneer daai persoon sy verskyning maak in die wêreld? Julle moet maar die Here dank, die Antichrist gaan nie hier kom nie. Namibië beïnvloed hom glad nie, hy het nie 'n saak met julle nie. Julle is okay. En Suid-Afrika nog minder, hy sal nie Suid-Afrika besoek, hy het niks met ons te doen nie. En hy gaan hom verhef en hom tuis maak in Jerusalem in die tempel, want die duiwel haat Jerusalem. En hy haat die tempel van God. En hy gaan sy man in die tempel van God laat sit en voorgee dat hy God is. En die Bybel sê, Daniël 9:27, hy sal 1 week lang 'n verbond sluit. Dis 'n profetiese week. So daar's jou week.
die 70ste week van Daniël. 1 week. Want onthou, Daniël 9 vers 24 tot 70 praat van 70 weke. Toe is 70 jaar weke. Hierdie is alles jaar weke. Want die profesie was, Daniël het gebid, hoeveel jaar voordat U ons terugstuur na ons land toe? En Jeremia sê 70 jaar. So het gegaan oor profetiese jaarweke. Oomblik as jy dit verstaan, dan verstaan jy profesie. Want wat nou gebeur is, waar is die laaste jaarweek? Die laaste jaarweek wag totdat die kerk eers uit die weg geruim is. Dis hoekom dit nie kan gebeur nie. Dis hoekom die hele wêreld hel nou oor na 'n anti-christelike wêreld toe. Maar ons is nog nie daar nie, want die kerk is nog hier. En natuurlik weet ons dat die anti-christ gaan ons nie alleen werk nie. Ons weet wat sy eindbestemming is, die anti-christ, want Openbaring hoofstuk 19 sê vir ons, Jesus verskyn in die hemel en hy werp hom lewend in die hel. Ek wil terloops net iets sê. In my boek daar agter die geesteswêreld, ek moet vir iets verduidelik as jy nie weet nie. Om doderyk toe te gaan en die doderyk te gaan en daar te wees, moet jy sterf. Mense sterf om uiteindelik finaal in die doderyk te beland. Om in die hel te beland, moet jy lewend wees. Niemand gaan dood hel toe nie. Dis onmoontlik. Die Bybel sê, die anti-kris en die valse profeet is die eerste 2 mense wat lewend in die poel van vuur gewerp word. 1000 jaar daarna word Satan, hy is die 3de persoon, lewend in die poel van vuur gewerp. Okay, tot hulle krediet moet ons sê, vir die anti-kris, die valse profeet en Satan, julle 3 het nie eers die voorreg om voor die wit troon oordeel te verskyn en verdoem te word tot die hel nie. Julle word direk in die hel gewerp. Daar is nie 'n wit troon van daai 3 nie. Die res van alle mense wat ooit op die aarde geleef het, sal voor die wit troon verskyn. En die Bybel sê, lewend is hulle gewerp in die poel wat brand met vuur en swaal, as bevind word by die dag van die wit troon, dat hulle naam in die boek van die lewe is nie. Ek wil nie moet hoor wat ek sê. Mense gaan vir ewig lewend hel toe. Mense wat nou in die doderyk is die mense wat afgesterf het, wat ongered is. En hulle sal daar bly, tot die eindoordeel toe. So ons weet wat is die uiteinde van die anti-kris, hy gaan na die poel van vuur. So Jesus Christus self sal seker maak dat dit gebeur. Die allerlaaste valse profeet om op aarde te verskyn, die laaste van alle profete wat vals is die valse profeet. En hy word so in jou Bybel herhaaldelik genoem in die boek Openbaring. Praat van die valse profeet. En dat uit die mond van die valse profeet daar demone uitgaan. En ons weet ook wat die valse profeet doen. Die Bybel sê, uit die aarde sien ek 'n ander dier opkom wat groot tekens doen en hy maak dat almal op die aarde die eerste dier, die anti-kris, aanbid. So die anti-kris het 'n luitenant. So waar die anti-kris militaristies is, want die anti-kris het mos beheer oor die koninkryke. So hy's 'n politikus, hy's 'n beheer van koninkryke en hy's 'n militaris. Hy maak seker dat hulle die oorlog wen wat hy gewen wil hê. En hy bring al die goddelose magte na Israel toe vir die oorlog van Gog en Magog, van Armageddon. Maar hier is 'n baie interessante ding. Sy luitenant, die valse profeet, is 'n godsdienstkarakter. Want die Bybel sê profeet, godsdienst, vals profeet, valse godsdienst. Hy maak dat almal die dier aanbid en hy gee demonies 'n gees aan die dier se beeld wat hy laat maak en almal moet neerval die dier se beeld aanbid. Soos wat koning Nebukadneser in die dal Dura 'n beeld gemaak het en die mense moes neerval en aanbid. So by die eerste koning was dit so, by die laaste koning is dit ook so. Geskiedenis herhaal homself. En die valse profeet, hy doen nou iets wat die wêreld raak. Daar staan, dis aan hom gegee om te gee dat almal klein en groot, rykes en armes, vrymense en slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Satan, jy is 'n naaper van God. Want jy sien in Openbaring 2 en 3 lees ek God sê, wie oorwin, ek skryf op hom die naam op sy voorhoof van die nuwe Jerusalem. En my nuwe naam en die naam van my God
Dit staan so in Openbaring 2 en 3. En net daarna, nou dat die kerk weggeneem is, kom Satan en hy inspireer die antichrist en valse profeet. Dat almal wat op die aarde is, moet op hulle voorhoof en op hulle regterhand die 666 ontvang. Die naam of die merk of die getal van die dier, sodat almal, ryk en arm, vrymense, slawe, niemand kan koop of verkoop, behalwe hy wat die merk, naam of getal van die dier ontvang het. En hier is die getal van die dier, wie die verstand het om die getal van die dier bereken, dis die getal van 'n mens, 666, almal kry presies dieselfde getal. Baie mense sal wonder, maar hoe sal dit dan nou gebeur? Dit kan mos alleenlik gebeur deur moderne tegnologie. Daar's geen ander manier. En dis presies waar ek en jy vandag is, in 'n tegnologiese wêreld, wat vir ons sê die skrif is teen die muur. Want vandag kan dit gebeur, dat die getal, die merk of die naam van die dier gegee kan word. Wat aangrypend is, Pastoor Boet, ek weet nie of jy my kan help nie. Wat is die merk van die dier? Want dit sê die Bybel nie. Wat is die naam van die dier? Dit sê die Bybel nie. Wat is die getal van die dier? Dit sê die Bybel. 666. So hier is die gevaar. Baie mense wat iets van die Bybel weet in die wêreld, in daai tyd, na die wegraping, hulle sal sê, ek sal nooit die 666 ontvang nie. Maar daar word 'n merk gegee. Heel waarskynlik 'n embleem van sy koninkryk. En hulle val van dit en vat daai merk. Of hulle moet net 'n naam aanvaar, 'n sekere naam. En as hulle daai naam aanvaar, is dit presies dieselfde as 666. Die Bybel sê herhaaldelik, selfs in Openbaring 20 word vir ons gesê, hy sê, en ek het die siele gesien vir die wat onthoof is, wat nie, en hoor wat hulle gedoen, en hulle het nie die merk op hulle voorhoof of op hulle hand ontvang nie. Ook nie die naam nie, ook nie die getal nie, en daarom is hulle doodgemaak. So ek wil net vir jou sê, baie miljoene mense gaan bedrieg word, selfs al weet mense van die 666 en sê, ek sal dit nooit vat nie. Word daar iets anders aangebied, en hulle gaan val vir dit. En het jy geweet, as jy wil 'n enkel kaartjie hel toe hê, sê Openbaring 14, dat jy sal drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, hy wat die naam of die getal van die dier ontvang het, en 'n rook van 'n pyniging sal opstyg tot in alle ewigheid. Daarom vlieg daar 'n engel, sê die vorige verse, in die lug om die aarde, en die engel sê vir die mense, moenie die 666 ontvang nie, moenie die merk ontvang nie, wie dit ontvang, sal brand in die hel vir ewig. God is so bekommerd, die Bybel sê in Openbaring 14, hy stuur 'n engel wat om die aarde vlieg, en roep tot die mensdom, moenie, en biljoene mense gaan dit vat. En hoe moet hy lewe? Hy moet eet en drink. Geld word op sy rekening betaal. Hoe kry jy dit uit? Het as jy die merk, die naam of die getal het. Okay, fine. Jy het agtergebly en jy gaan dit nie vat nie. So wie gaan jou vra? Jou broer? Of jou kos te koop? Okay, tot op 'n punt. En dan sê jou broer, hey, doe dit jouself. Bybel sê, dis kom die Bybel sê, in die laaste dae, in die dae van die groot verdrukking, gaan mense mekaar verraai. Hulle gaan mekaar verkoop. Ouers gaan kinders verloon, en kinders gaan hulle ouers verloon. Dis wat wag in 'n goddelose wêreld, sonder die Here. Wanneer die merk, die naam, of die getal gegee word. En nou is die vraag, hoekom is die Bybel so bekommerd, om te sê, 666, 666, Openbaring 13 sê, hier kom die wysheid te pas, met die verstand om die getal van die dier bereken, dis die getal van 'n mens, sy getal is 666. Nou ek kan vir jou baie stories vertel oor die getal van die mens is op die 6ste dag geskape, ons is al in 6000 jaar, die beeld van Daniël, hierdie beeld, was 60 el hoog, 6 el breed,
6 musiekinstrumente het gespeel. Ek kan vir jou baie sê, as jy net met syfers met jou speel, dis nie my doelwit om dit te doen nie. Kom ek vir jou vertel. As jy enigiets weet van die Hebreëse alfabet, die Hebreëse alfabet het net 22 letters. Jou alfabet het 26. Hebreëus het net 22 letters. Hulle werk so. As daar is 'n getal vir elke syfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, 200, 300 en die 22ste letter 400. So daar's die kode. Nou, om te weet wie die naam van die anti-kris gaan wees, kan ek en jy nou lekker speel met permutasie. So kom ons doen dit. Sê vir my, hoe kan ek by 666 as 'n getal uitkom? As ek jou wiskundeonderwyser is, ek sê vir jou, kom ons skryf op die muur 666. En ek sê vir jou, goed, pastoor, gee vir my 3 getalle om uit te kom by 666. Miskien sal jy vir my sê 400, want een van die syfers is 400. Ek skryf 400. Nog ene? Jy sê 100. Ek skryf net 500. Hoe gaan ek by 666 kom? Soos baie permutasies. Ek kan sê 400, ek kan sê 300, ek kan enige getal gebruik om by 666 uit te kom. Verstaan jy wat ek sê? Soos my naam 5 lettergreep het. Ek is Raymond. En ek moet Afrikaans praat. R-A-I-M-O-N-D. So ek het 7 letters in my naam. Om by my naam uit te kom, as ek by my naam wil spel, kan ek nou speel met baie syfers om te sê ons vat 'n 200, ons vat 'n 300, ons vat 'n 100, ons vat 'n 50, ons vat 'n 60, ons vat 'n 6 en daar het ek 666. Wat is jou naam? So ons kan ons nou lekker speel totdat ons by 666. Met ander woorde, die permutasie sê vir my, daar's duisende name wat ek by 666 kan uitkom. That is a fact. Wat dan beteken, dit sal dom onnoosel van ons wees om te weer op vandag na al die wêreldleiers te kyk en te sê, wie almal se naam maak 666 op? Daar's honderde duisende mense op aarde se name wat kan 666 opmaak. So, asseblief, kom ons los dit. Vir mense wat wil speel met syfers, om vir ons te sê, o, hierdie een se naam maak 666 op, en daarom is hy die anti-kris. Dis nie wat die Here wil hê nie. Al wat die Here het sê is, wanneer hy verskyn, en sy naam word bekend op die wêreld, die anti-kris, sal iemand wat die Bybel ken, onmiddellik kan uitwerk, sy naam korrespondeer met 666. Dis al wat jy nodig het om te weet. So wanneer hierdie persoon kom, die anti-kris, so hier is my vraag. Israel, hulle gaan weet wie die anti-kris is, hy gaan ons in 'n tempel sit. En die 144.000 wat na die wegrapping tot bekering kom, 12 uit elke stam, hulle gaan ons vir die volk Israel hierdie dinge leer. Ek en jy hoef dit te weet nie, ons is nie hier nie. Wat wil jy daarmee maak, as jy in elk geval weet? So wie is die valse profeet? Ek gee nie om nie. Wat moet ek maak as ek weet? Wie is die anti-kris? Ek gee nie om nie. Ek weet, Openbaring 19 sê, en Jesus gaan die anti-kris en die valse profeet gryp, en hulle twee word lewend in die poel van vuur gewerp. Dit is vir my genoeg. So, wat beteken dit vir my? Vir my beteken dit, dat ek kan nie 'n lewe van gemak en veiligheid wil nastrewe, en ek weet wat in God se wêreld aan die gang is nie. Ek moet geestelik myself voorberei, en seker maak my verhouding met die Here is reg. So ek wil vanaand by jou pleit en vir jou sê, jy word geroep tot 'n lewe van toewyding aan die Here. En toe hulle vir Petrus vra, maar hoe wil die Here met ons lewe? Toe sê hulle in 2 Petrus hoofstuk 3, wat betref die wederkoms van die Here, maak seker dat jou lewe die volgende karaktertrekke het. So hier kan ek dit nou vir jou lees. Hier is die karaktertrekke wat Petrus van praat. Hy sê, 'n lewe, 'n heilige wandel met godsvrug voor God. Heilig beteken afgesonder. Dit beteken, ek leef nie vir die koninkryke van die wêreld nie.
Ek lewe in hierdie wêreld, alhoewel ek in die wêreld is ek nie meer van die wêreld nie. Ek is 'n vreemdeling, ek is 'n bywoner en ek is maar net iemand wat deur die wêreld gaan. Ek is maar net 'n pelgrimsreisiger, want sê Filippense 3 vir ons, my burgerskap is in die hemele. So my vaderland is in die hemel. My burgerskap is daar. Ek kan dalk 'n paspoort hê, ek kan 'n ID-boekie hê, maar dis maar net die aardse goeders. Maar in die hemel is my naam in die ID-boek van die hemel, die boek van die lewe. My naam is daar. En nou leef ek soos iemand wie se naam daar is. So ek leef in die wêreld en gebruik die wêreld as maar net vir 'n tyd lank, want ek gaan deur hom. So 'n heilige wandel beteken ek wandel heilig tot eer van God, afgesonder in 'n wêreld van sonde wat voortsnel om die anti-kris en die valse profeet te ontmoet. So ons word opgeroep om elke dag ons kruis op te neem en die Here te volg. So ek wil vir jou vra, neem jy elke dag jou kruis op? Jesus sê, wie agter my aan wil kom moet homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. So wat God ook al jou pad langs bring, moet jy maar net nederig en laag by sy voete hou. Want jy weet, in hierdie wêreld sal ek as kind van God my kruis dra tot eer van die Here. Ek gaan dit nie neerlê nie. Ek gaan nie deel van die wêreld sisteem word. So wat hy sê is, 'n heilige wandel in godsvrug, terwyl ons vlekkeloos, onberispelik in vrede voor die Here lewe. En nou hierdie woorde, en Petrus se laaste woorde wat die man van God ooit geskryf het, die heel laaste woorde wat ons ooit uit Petrus se mond verneem het, hy sê, julle gelowiges moet toeneem in die genade en in die kennis van die Here. So, genade het te doen in my verhouding met God. Kennis het te doen met my kennis van die woord. So, groei in die woord en groei in genade. Groei in jou verhouding met die Here, groei in die woord van die Here. Eer die woord, laat jy altyd die woord inkry, laat dit jou kan voed, want hoe meer jy in die woord lewe, groei jy in die kennis van die woord van God, en dit maak jou sterker en dit anker jou in die waarheid, en aan die ander kant, het doen met my gebedslewe. So hier het te doen met die woord, en het gedoen met gebed, want genade is waar ek buig voor God, om genade op genade te ontvang. En daar is baie, wat die Bybel sê, die wet is deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid deur Christus kom, en in hom ontvang ons genade op genade. So ek groei in die woord, ek groei in kennis, en ek groei in genade. As jy dit doen, doen jy wel. Want dan sal jy gereed wees, wanneer die bassein blaas, want jy sal die herder se stem, sal jy herken. So hier is my vraag ten slotte, ek wil iets vra, ek het ook vra, mense het vra en ek ook, ek wil weet, so waar staan ons as kerk van Christus vandag, met al die koninkryke van die wêreld, waar is ons nou, ek en jy is ons nou hier, aan die einde van die kerkera, waar staan ons? My antwoord in jou is dood eenvoudig, ons het geen erg in die anti-kris nie, want hy kom doen wat hy wil, ons sal nie wees nie. Ons weet hy is 'n instrument van Satan, die Bybel het vir my geleer. Ek weet hy is 'n godlonaar en 'n lasteraar, dit weet ek, die Bybel sê so. Ek weet hy haat en vervolg Israel en Christene, want die Bybel sê, almal wat die getuienis van Jesus hou, mense wat tot bekering kom, na die wegraping, hy gaan hulle vervolg, en hy gaan Israel vervolg. Dit weet ek, hy haat gelowiges. Ek weet hy gaan homself verhef, in die tempel sit as God en voorgee, dat hy God is. So ek het geen erg in hom nie. Maar die Here het my klaar vertel, van die persoon wat op pad is. Ek wil vir jou sê, aan wie ek erg, aan my Here Jesus Christus, die lam van God, dat ek my wend na Christus toe. Waarvoor is jy bang? Wat maak jou bang? Want Jesus sê, moenie vrees nie, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Dit was David Cooper, ek het hom gesien eendag by ons General Assembly, hy het oorgevat by Paul Walker by een van ons kerke in Atlanta, 32,000 lidmate, en die pastoor oud is toe hy sê, aftree toe hy kerk in 4 verdeel, in Noordoos, Suidwes in Atlanta, en David Cooper kry toe een van die kerke, het jare met Paul Walker gewandel,
En David Cooper vertel een van sy boeke, en ek het 'n paar van sy boeke, en hy vertel een van hulle oor die spioen wat gevang en gevonnis is, tot dood, tot die vuurpeloton, en toe hy voor die generaal gaan staan van die Persiese weermag, toe sê die generaal, hy sê, die generaal het 'n vreemde gewoonte. Sy gewoonte is, as hulle iemand wat tot die dood veroordeel is as 'n krimineel voor hom kom staan, dan die oomblik wanneer die vonnisuitspraak aanbreek, en hulle die vuurpeloton is gereed om die persoon te skiet en van kant te maak, dan vra die generaal altyd vir die persoon, so 'n speletjie wat hy speel, en hy sê vir die persoon, wat sal dit wees? As jy by daai deur uitstap, kyk deur die venster, daar is die vuurpeloton. Jou dood is vinnig. Of kies jy die swart deur? En dan staan die man daar, en hy kyk deur die venster, die vuurpeloton, en hy weet, as ek daar uitstap, it's gonna be quick. It's net 'n sekond, as ek dood. Dan kyk hy na die swart deur, en hy weet nie wat is daar agter nie. Kyk by die venster uit, hy sien die vuurpeloton, stap hy maar daar uit, en dan klap die skote, en hy sak dood in mekaar. En wanneer dit gebeur het, dan glimlag hy en hy gaan sit by sy lesenaar en hy gaan aan. En eendag, toe die man daar uitstap na die vuurpeloton, en die skote klap, en 'n nuwe man wat vir die generaal kom werk, staan in die kantoor en alles en kyk. En hy sê vir dat hy's 'n luitenant, wat aangestel is 'n nuwe luitenant. Hy sê so, generaal, wat is agter die swart deur? Die generaal sê niks, vryheid. Vryheid. As hy by die swart deur uitgestap het, he's a free man. Hy sê, maar is dit nie vreemd nie? Die onbekende maak mense altyd bang. They rather take the known, en laat homself doodskiet. Hy kon uitgestap het, dan het hulle die boeie afgehaal, en hy was 'n vry man. En toe ek het lees wat David geskryf het, toe dink ek, daar's 30 miljoene mense, hulle gaan kies om die 666 te ontvang, die naam of die merk van die dier. Hulle wil nie die onbekende ingaan, hulle wil die bekende vat. Hulle wil 'n lewe op aarde maak, maar hulle dink nie aan God nie. En dit laat my wonder, wie kies jy? Die anti-kris in sy koninkryk, en 'n lekker lewe op aarde, of kies jy Christus? Kom ons bid saam. Dierbare Here, die lewe is keuses. Elke oggend staan ons op, dan begin ons met 'n keuse. Een is, as ons wakker word, dan kyk ons hoe laat dit is, dan besluit ons hoe laat staan ons op. Die oomblik as ons opstaan, dan besluit ons, wat gaan ons vandag aantrek? As ons klaar aangetrek het, dan moet ons besluit, wat eet ons? En so begin die dag, met besluite. Altyd deur. Die hele dag deur, neem ons besluite. Waar gaan ek vanmiddag eet? Na wie toe gaan ek? Wie moet ek gaan sien? Waar ry ek heen? Watter deel van my plaas of dorp toe moet ek nou gaan? Na watter dorp moet ek gaan? Hoe laat gaan ek huis toe? Here, my hele lewe bestaan elke dag uit keuses uit. Maar die belangrikste keuse van alle keuses wat ek ooit in my ganse lewe op aarde kan maak, is nie met watter vrou gaan ek trou nie. Is nie gaan ons kinders hê. Is nie wat se werk wil ek eendag hê. Is nie waar wil ek gaan bly, in watter stad en dorp wil ek woon. Here, die enkel grootste keuse vir elke mens
is wat maak jy met Jesus Christus? Wat maak jy met die Seun van God? En Vader, vir hulle wat sê, my Here en my Saligmaker, my Koning, my Verlosser, die een wat ek liefhet. Ek het gekies om hom te volg. Ek het gekies om myself te verloon, om my kruis op te neem en hom te volg. Here, so gaan miljoene mense kies om die 666 te ontvang. Daar miljoene gaan kies om die merk van die Antichrist en die naam en sy getal te ontvang. En hulle wat kies om dit nie te doen nie, in die dae na die wegraping, gaan met hulle lewe betaal en hulle word onthoof. Maar dit is beter, Here, om te sterf en as konings op die aarde te kom lewe vir 1000 jaar lang, want U het 'n belofte gegee, wie sy lewe vir my neerlê, en as 'n martelaar sterf, ek gee jou die ewige lewe, en jy sal 'n koning in my koninkryk wees. Here, vanaand sit hier mense, ek ken nie hulle almal nie, ek weet nie of hulle al daai keuse uitgeoefen het. Vriende, ek sluit af, vir 'n laaste maal, hier in Grootfontein, vra ek, is daar iemand wat hier sit, wat nog nie 'n keuse gemaak het, om Jesus te volg, jou sondes te bely, en jou kruis op te neem om hom te volg, maar vanaand besluit jy om dit te doen, want jy dit nog nooit gedoen het. As dit so is, jy nie hand opsteek nie. Sê hier's uit. Het almal van julle dit gedoen? Sal dit nie wonderlik wees? Is dit nie wonderlik? As elke mens wat hier sit sê, Here, ek het gekies, en ek het die Seun van God gekies. Ek het nie die maklike pad en die weg van die duiwel, die breë pad gekies om daarop te bly nie. Maar ek het gekies om in te gaan deur die nou poort en die smal weg wat lei na die ewige lewe. Here my God, en nou wil ek bid, dat almal wat hier sit, wat daai keuse gemaak het, dat hulle daar vir mekaar sal wees. Dat hulle mekaar sal ondersteun, dat hulle vir mekaar sal bid, dat hulle mekaar sal bemoedig, dat die een wat hier sit, vir sy medebroer of suster tot 'n struikelblok sal wees nie. Die woord sê dit is beter dat 'n meelsteen om jou nek gehang word en jy die diepte van die see gewerp word, as jy dat jy een van hierdie kleintjies laat struikel. Sê, Here, help my, dat ek vir geen kind van God ooit 'n struikelblok sal wees nie, maar help my, Here, om 'n seën vir die koninkryk en vir Christus te wees. Vader, nou wil ek vanaand bid, dat wanneer Jesus kom, dat hy ons sal vind, heilig, met godsvrug, waar ons vashou, onwrikbaar, aan die woord van die Here, terwyl ons groei in genade en kennis, waar ons onberispelik, rein en heilig, voor sy aangesig lewe. En nou wil ons sê, Maranatha, kom Here Jesus, kom tog gou, bid ons Vader, om Jesus ontwil. En al die kinders van die Here sê, Amen, Amen.